Soos julle weet, ons gaan steeds aan met ons preekreeks en ons maak vandag nie klaar nie, maar volgende week wel met die preekreeks klaar. Ek ken hierdie remote, daar is hy nou. So ek wou tydens lofprysing by 'n kar 'n vonkprop gaan kry het en vir een van julle 'n verrassing los as jy wil huis toe gaan vandag. Maar vonkproppe is nogal klein, nee. Maar daarsonder sal die enjin van 'n motor nie kan beweeg nie. Jy sal nie baie ver gaan as jou voertuig nie 'n vonkprop in het nie. Mikroskyfies wat in jou rekenaar ingebou is om dit aan die gang te hou, dit bestaan uit miljarde stukkies inligting wat letterlik maar so groot is soos meeste van die tyd soos ons duim se naal. Atlete verloor 'n wedren met 'n haarbreedte of haarlengte, hoe dit ook al nou sê. Politici verloor 'n verkiesing met 'n stem. Klein dingetjies tel wel. En Jesus het besluit om sy tyd en sy energie wat hy gehad het aan die klein dingetjies van die lewe te bestee, deur op klein groepe mense te fokus. So toe Jesus sy disippels gekies het hy nie gegaan en al die rabbies en die rykste en die geleerdste mense gekies nie, maar hy het daarop gefokus om 12 disippels te kies wat uit klein dorpies gekom het, wat nie eintlik 'n groot wydverspreide erkenning gehad het nie. Die grootste impak kom baie keer in 'n diep belegging in 'n paar individue. En as ons nog wel kleiner gaan, as ons mooi daaraan dink, het Jesus gegaan en hy het aan 3 disippels ekstra aandag gegee. Johannes, Jakobus en Petrus, nee. Want hulle was die ouens gewees wat die kerk vorentoe moes gevat het. So Jesus het hierdie 12 disippels gehad, het in hulle tyd belê, maar hy spesifiek in hierdie 3 manne meer tyd kan belê, want hy het geweet, hulle is die ouens wat sy bediening moet voortvat. So Jesus se bediening was gevul met spesifieke dade van deernis vir diegene wat op die rand van die samelewing geleef het, nee. In klein, hoe kan ek sê, oorgesiene oomblikke. Hy was daar vir daai mense gewees. Ons dink aan die vrou wat met bloedvloeiing geworstel het, Saggeus daar in die boom, die weduwee se offer, ons gaan nou daarvan lees, en die kinders wat na Jesus gebring is, nee. Daai seentjie wat sy 5 broodjies en 2 visse na Jesus toe gebring het, juis in daardie dinge het Jesus vir ons gewys as groot krag. So Jesus wys dat die kleinste stryd en die mees gemarginaliseerde mense vir God van oneindige waarde is in sy koninkryk. En dat hulle is juis die mense wat sentraal is vir sy werk. Ek sê weer, Jesus het nie gegaan en die rabbies en die fariseërs gaan kies van sy tyd en vir hulle geleer en uitgestuur nie. Hy het doodgewone normale mense gekies om sy werk voor te sit. So is nie net my werk, of Dominee Listna se werk, of die kerkraad se werk, om die werk van Jesus voor te sit. Maar elkeen van ons hierso, maak nie saak hoe oud of hoe jonk jy is nie. Ons is geneig daarvan om te sê, nee, maar die kinders is die toekoms van die kerk. Ja, die kinders is die toekoms van die kerk. Maar die kinders is ook reeds nou die kerk. En as ons daai mindshift kan maak, nee, dan begin ons te besef, maar elkeen van ons het 'n roeping wat ons kan uitleef in dit wat die Here Jesus van ons vra. Maak nie saak hoe groot of hoe klein ons is nie. Want karakter word gebou en God se doelwitte word vervul wanneer ons gehoorsaam en getrou is aan die klein dingetjies en nie net aan die groot dinge nie, nee. Dis waaroor hy gelykenis van die minstukke gaan, nee. Oor jy wat min toevertrou is, kan ook oor baie meer vertrou word, nee. En dit is wat Jesus vir ons kom sê, daai alledaagse take van die lewe. Dis juist die ding wat ons voorberei, ook vir die grotere dinge wat die Here van ons vra. En as ons vandag gaan praat oor die weduwee se 2 muntstukke, dan sien ons maar Jesus beklemtoon eintlik hierdie geestelike of enorme geestelike betekenis van die klein bedrag geld wat 'n arm weduwee gegee het. Dis al wat sy gehad het in vergelyking met die groot bedrag van die rykes. Maar dan besef ons, soos ons soveel keer hierdie jaar al gesê het, God kyk na die hart en die bedoeling. Hy kyk nie na die omvang van ons gawes nie. Klein getroue offers beteken vir die Here baie meer as wat groot offers beteken. Maar Jesus, wat fokus op klein dingetjies, herinner ons dat elke klein daad van geloof, elke klein daad van vriendelikheid, elke klein daad van gehoorsaamheid is betekenisvol in God se oë. En ons is so geneig om dit mis te kyk, nee. Ons wil altyd die groot dinge doen. Ons wil die wêreld verander deur groot dinge wat ons doen. Ons partykeer daai klein dingetjies wat ons doen, wat 'n effek op mense se lewens het. My vrou is al die jare matriekjuffrou gewees en praat net so uit die huis en die skool uit, sommer so vlugtig.
Sy het altyd gesê, maar sy wil hierdie groot dinge doen, 'n groot bydrae maak in kinders se lewens. Maar uit haar hande is daar 'n paar dokters en veeartse en chirurge wat gekom het wat by haar klas gekry het. En sê ek maar altyd vir haar, maar daai is die goeders wat jy doen wat saak maak. Daai klein dingetjies, want niemand weet, jy is die rede hoekom daai kind gekies het om 'n dokter te word nie. Dat jy was die inspirasie gewees nie. Maar daai kind wat die dokter is, of chirurg is, gaan die wêreld verander en klomp, dalk eendag die president opereer wat wêreldvrede gaan bring of iets. Maar als dit begin by jou, wat daai kind geïnspireer het, deur ietsie klein te kan doen. Julle hoor. Maar ons is so gefokus, ons moet groot dinge doen vir die Here. Maar Jesus sê nee. As ons nie eens die klein dingetjies kan regkry nie, hoe moet ons vertrou met die groot dinge? So die wêreld, ons word eintlik die wêreld se siening uitdaag, dat net groot gebare eintlik maar saak maak, nee. Wat openbaar dat God se koninkryk eintlik gebou is op die beginsel van klein, getrouheid in klein oomblikke, gehoorsaamheid in klein eenvoudige oomblikke. En as jy terugkyk in die Bybel, nee, van Genesis af reg deur tot in Openbaring, dan sal jy eintlik sien dat dieselfde patroon bly ontwikkel. Hoekom? Want God kyk na die binnekant. Hy kyk nie na die buitekant nie. Hy kyk nie na hoe groot jou huis is waarin jy woon nie, hy kyk nie na die groot bydrae wat jy maak, of hoeveel geld jy het, of hoe min geld jy het nie, en of jy opgevoed is en geleerd is of nie, want die vissermanne was nie. Maar tog het hulle die wêreldgeskiedenis verander, daardie 12 disippels, nee. God soek resultate. Dan besef ons dat die groot dinge word baie keer gedoen in die klein pakkies. So as jy jou Bybel hierso het, blaai saam met my na Lukas 2 vers 1 tot 4. Is daai baie bekende teksgedeelte van die arm weduwee wat haar 2 muntstukkies gegee het as offer by die tempel. Lukas 21 vanaf vers 1 tot 4. Die klein gawe van die arm weduwee. Jesus het rondgekyk en die rykes hulle gawes in die offerkis sien gooi. Hy sien toe ook 'n arm weduwee 2 klein muntstukkies daarin gooi. En hy sê, dit verseker ek julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander. Hulle het almal iets uit hulle oorvloed in die offergawekis gegooi, maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het om van te lewe. So baie bekende teksgedeelte, nee. Kom ek vra vir julle so, het enige iemand van julle 57 sent? 57 sent, enige iemand? Nou waarin ek wil nie jou geld hê nie. Enige iemand 57 sent, want ek weet is vandag nie groot in waarde nie, inteendeel dit beteken niks. As ek my kinders 57 sent gee vir die snoepie, dan gaan hulle miskien ook 'n toffie of miskien 'n chappie, ek weet nie. Hulle sê nee, hulle gaan nie eers kan nie. So 57 sent het eintlik maar min waarde in ons tyd vandag, nee. Maar vroeg in die 19de eeu het 57 sent 'n klein kerkie sy geskiedenis vir altyd vir die betere verander. En dit alles het begin met 'n klein dogtertjie, Hattie May. Ek wil graag haar storie vandag so 'n bietjie met julle deel. Sy was 'n klein dogtertjie gewees wat eens buite die kerk gestaan het omdat daar nie genoeg plek was in die sonndagskool vir haar nie. Hulle het vir haar weggewys en gesê daar's nie plek nie, die kerkie is te vol. En toe die dominee so verby haar kom, het sy saggies en teleurgesteld gefluister, ek kan nie na die sonndagskool toe gaan nie. En die dominee het haar arm verwelkte kleretjie so gekyk en hy het gedink, dis dalk die rede dat hulle diskrimineer teenoor haar, omdat sy arm is en daarom kan sy nie ingaan nie. En hy het aan die handjie gevat en het haar ingelei, het vir haar plekkie gesoek en het haar neergesit in die sonndagskool. En toe het hy my daardie dag by die huis aankom, toe kon sy niks anders te dink, as aan al die ander kindertjies, wat uitmis op sonndagskool, wat uitmis om meer van die Here Jesus te leer. 2 jaar later is Hattie oorlede, en haar ouers se arm vervalle huis. Haar ouers het die dominee gekontak, dat hy moes kom, sodat hulle die finale begrafnisreëlings kon doen, en 'n bietjie met hulle pastoraal hulle bedien, en soos wat hulle al klein lykie die dag verwyder het hulle 'n klein beursie gevind, met 'n nota in. Binne in hierdie beursie was 57 sent, en 'n briefie wat in kinderlike handskrif geskryf was, wat lees,
This is to help build the little church bigger so more children can go to Sunday school. En ek kan net daar stop en niks verder sê nie, maar die storie word beter. Vir 2 jaar het Mattie haar geldjies gespaar vir hierdie liefdadigheidsdoel wat sy op haar hart gehad het. En toe die dominee die briefie lees, het hy presies geweet wat hy moes doen met dit. En hy het daardie klein beersie en briefie saam met hom na die kansel toe gevat, en hy het vir die gemeente vertel van hierdie klein dogtertjie se onselfsugtige liefde en toewyding wat sy gehad het. En die dominee daai tyd se diakens het hulle uitgedaag om meer geld in te samel sodat hulle groter gebou kan bou, sodat daar nie weer gesê word daar's nie plek vir kinders of vir mense om van die Here te leer nie. Maar die storie eindig ook nie daar nie. Die plaaslike koerant het te hore gekom van hierdie storie, hierdie aangrypende verhaal van Mattie Hattie May, ekskuus, ek het nou verkeerd. En hy het 'n artikel gepubliseer oor Hattie. 'n Makelaar het hierdie storie gelees en hy het 'n groot stuk grond aangebied vir die gemeente om hulle nuwe kerkgebou te kan bou, maar die gemeente kon dit nie bekostig nie. En toe die makelaar hoor dat die gemeente dit nie kan bekostig, hierdie grond wat hy vir hulle aanbied nie, het hy die grond vir hulle gegee vir 57 sent. Fondse het van reg oor die land bymekaar gekom en binne 5 jaar het daardie 57 sent van Hattie gegroei tot oor die $250,000, wat in daardie tyd 'n reuse klomp geld was. Terloops, as jy oor die geleentheid kry om in Amerika in Philadelphia te kom, gaan besoek die Temple Baptist Church wat vandag 3300 mense sit. Gaan kyk ook na die universiteit, Temple University, waar duisende studente onderrig ontvang. Gaan kyk ook na die Good Samaritan Hospitaal en die Sondagskoolgebou, wat honderde kinders kan huisves, sodat daar nooit weer gesê kan word, daar is nie plek vir jou nie. In een van daardie kamers, daarso is die universiteit, in een van daardie kamers sal jy 'n prentjie sien van 'n dogtertjie, wie 57 sent so groot merkwaardige geskiedenis gemaak het. In daai selfde kamer sal jy die portret sien van die dominee wat haar droom voortgesit het. Hattie was gewillig geweest om alles wat sy gehad het op te gee, sodat meer kinders Sondagskool kan bywoon, meer kan leer van die Here. Sy was bereid gewillig geweest om haar enigste geldjies, daai klein bietjie wat sy gehad het, daai 57 sent te gee. Wat is die klein wat jy het? Wat is die min wat jy het, wat deur God gebruik kan word? Hoe gewillig is jy om daardie klein in die Here se hande te sit? Want dis eintlik wat Jesus vir ons kom leer. Want Jesus het hierdie slegte gewoonte gehad om te fokus op die klein dingetjies en om die groot dinge te ignoreer, die groot mense te ignoreer, die groot idees, die groot transaksies. So Jesus het nie geskuif na die kant van die, soos ons sê, die movers en die shakers nie. Hy het gesit by die verlate mense, die mense wat onbelangrik was, die lammes, die mense wat agtergelaat was. Vir Jesus het die goeie dinge gekom in klein pakkies, in klein hoeveelhede. So Jesus vat die kleines, die swakkes en hy lig hulle op. Die duiwel kom en hy gebruik groot en begaafde mense en hy bring hulle neer, hy laat ons val, hy laat ons struikel. Maar Jesus het nie veldtogte geloos die sosiale strukture van sy dag nie. Hy het net die basiese kom doen van ons geloof en hy het gefokus op die nood van mense, op die behoeftes wat sy medemens gehad het. So in 'n kultuur wat gesê het, jy is net waardevol as jy iets groot gedoen het, of 'n groot bydrae gelewer het, of tot 'n groot manier, groot verandering teweeggebring het, met groot gevolge, het Jesus gesê, nee. Hy het gehou van die klein mense, klein verskille, klein sake. En hy het dit gebruik as 'n strategie om die wêreld te red. Hy het 12 ongeskoolde disippels uitgestuur en die wêreldgeskiedenis vir altyd verander.
nie 5000 mense uitgestuur nie, net 12. Hy sê, waar daar 2 of 3 in my naam saam is, daar is ek by julle. Dis sy belofte. Hy sê, jy vind God in die midde van elke dag, in die gewone van elke dag, in die alledaags wat ons doen. Hy sê, daar vind jy God. Sagaria, die profeet sê daar in Sagaria 4 vers 3, sê, moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. So fokus op daai goedjies. So kyk rondom jou. Sê, en die maak nie saak ekonomie van genade van God. Hy sê, vat jou klein, jou bietjie wat jy het, daai oliekruik wat jy het, wat jy 2 sonne terug van gehoor het, 5 klippies Dawid, vat jou kakebeen so Samson met die Filistyne, en jou 5 brode en jou 2 vissies. Sê, gee dit vir die Here, want hy seën dit tot ewige grootheid. Sê, vat jou klein, daai oliekruik van jou, draai dit om in gebed, wat jy in God se hande plaas, en sien wat gebeur, sien wat doen die Here met dit wat jy vir hom gee. Sit jou klein in die hande van die een wie die wêreld in sy hand hou. En sien wat doen hy. Sien hoe daai klein, hoe daai bietjie, hoe dit baie word, hoe dit groot word. Ek dink aan Moses. Ons oudste dogter het in graad 1 sy die voorreg gehad om hulle prysuitdeling te open, en toe skryf ons vir haar 'n preek. En die tema was gewees, wat het jy in jou hand? Wat het Moses in sy hand gehad? Hy het 'n kierie in sy hand gehad. En hy het wonderdade daardeur gedoen. Wat het Dawid in sy hand gehad? 'n slingervel en 'n klippie. Hy het 'n reus verslaan, nê. Nee. En so kan ons aangaan. Die seun met sy 5 brode en 2 vissies, is al wat hy gehad het, bietjie. Maar die Here het dit gebruik, nê. Nee. Wat is daai bietjie wat ons het? Wat is dit wat jy in jou hand het? Maak nie saak hoe klein dit is nie. Wat jy gewillig na die Here toe kan vat en hom daarmee kan vertrou. Want is nie die groot getalle of groot begaafdheid wat wen vir Jesus nie. In die vreemde onderste bo wêreld van Jesus is die wen om klein en bietjie aan hom oor te gee. Aan God se beheer te gee. In werklikheid, begaafdheid soos rykdom kan 'n hindernis wees. Wanneer dit lei tot selfgenoegsaamheid, eerder as goddelike afhanklikheid. So sê Spreuke 23 vers 7 vir ons. Hoor nou mooi, ek sê nie as jy geld het, jy sleg nie. Slat nie wat ek probeer sê nie, jy mag geld hê. Jy mag lekker leef. Sê dit as dit jou afgod word, of jy belangriker word as God, dat jy nie meer afhanklik van hom is nie, dan kan dit vir jou hindernis wees. Het jy al ooit daai reuse klip in jou skoen gevoel, nee? Die een wat jou voete so ongemaklik gemaak het. Toe jy uiteindelik jou skoen uittrek en jou skoen so uitskit, is dit maar 'n klein klippietjie, eintlik so 'n sandkorreltjie wat daarin was, nee. Maar al was dit so klein gewees, het dit veroorsaak dat die manier waarop jy geloop het, verander het. Skielik ongemaklik geloop, seer geloop, daai klein dingetjie, nee. Net so kan klein woordetjies wat ons sê, of dade wat ons doen, ander mense help om hulle lewenswandel ook te verander, of hulle beïnvloed in die manier hoe hulle lewenswandel is. Ons kan hulle positief beïnvloed, 'n mooi positiewe woord, vir daad van liefde, of ons kan hulle negatief beïnvloed, deur iets sleg te sê, hulle te vloek of te skel, of af te breek, nee. Maar julle hoor, daai klein dingetjie wat ons sê of doen, kan 'n mens se lewe verander, kan bepaal hoe 'n mens se lewenswandel is. Maar Jesus, hy sien die oënskynlike onbeduidende raak. As ons teruggaan na ons teks toe van vanoggend, die weduwee se offer, daai 2 muntstukke wat sy gegee het, dis 'n lepta gewees. Nou 'n lepta was die minste waardevolle muntstuk in die omloop gewees van daardie tyd. Dis so 57 sê, dis letterlik, dis niks werd, jy kan niks met dit doen nie. Maar vir die weduwee was dit haar hele bestaan gewees. Die feit dat sy alles wat sy gehad het, ingegooi het, dit was 'n daad van totale oorgawe, maar ook vertroue gewees in God. So hierdie stille offer van die arm weduwee, dis in kontras met hierdie groot offers van die rykes. Die rykes het uit hulle oorskot gegee, wat hulle gehad het, maar sy het alles gegee, wat sy gehad het. Die gekletter van hulle groot munte was hard geweest toe dit daar ingeval het, maar Jesus het die stil druppel van haar 2 klein munte uitgesonder as 'n diepgaande daad van geloof en van liefde. Wat nie net is die Here vertrou nie, sy is ook lief vir die Here.
En dit illustreer vir ons die bedoeling en opoffering agter 'n aksie. Dat dit nie gaan oor geldwaarde of 'n wêreldse siening daarvan nie. Maar oor dit wat in jou hart aangaan. Daai bedoeling wat hier binne is, daai gesindheid wat jy hier binne het. As ek so dink aan die seun met sy middagete, Johannes 6, daar vers 1 tot 14, mense die groot skare, hulle is honger, hulle moet gevoed word, maar die disippels, hulle fokus op die onmoontlike wiskunde som wat hulle moet maak, want hoe gee hulle vir 5000 mans plus dan nog vrouens en kinders dan nog kos, dit werk net nie. En as Andreas dink ek, wat die seentjie daar bring by Jesus, dan klink dit of hy iets gaan gebeur, en dan sê hy, maar, Jesus sê met 5 broodjies en 2 visse, maar, wat is dit vir so baie mense, nee. Maar hierdie seentjie gee dit, en in die hande van Jesus word hierdie klein, onbeduidende middagete, 'n wonderbaarlike fees, wat duisende mense voed, en dan bly daar nog oorskot oor. 12 mandjies, 'n woefkardoes, 'n doggiebag vir elke disipel om huis toe te vat. Dit is so baie die Here dit geseën het. Maar Jesus self kom gee vir ons ook 'n voorbeeld van klein, want klein gaan net oor die klein wat ons doen nie. Dit gaan ook oor om jou te verkleineer, om jouself nederig te maak, om 'n dienaar te kan wees vir die wêreld. Want lees jy Filippense 2 vers 5 tot 11, dan besef jy, Jesus het gekom en het homself kom leegmaak. Hy het nie gekom as koning nie, hy het gekom en hy het slaweklere aangetrek en het mense kom dien. Dis wat hy kom doen het. En hy kom leer sy disippels en alles wat hy doen, dat ons hierdie dienaars hart moet hê. Gaan lees jy Markus 8, Markus 9, Markus 10, dan hoor jy ons nuwe identiteit as disippels, as kruisdraers, ons is dienaars, ons is slawe en ons is kinders. Dit is jou identiteit. Daarom moet ons fokus op dit wat die Here van ons vra, en dit is wat hy vir ons kom doen. As ons kyk na byvoorbeeld daar in Matteus 13, waar hy vir ons hierdie voorbeeld kom gee van nederige diens, waar hy hom letterlik self kom klein maak het. Hy wat die meester is, die Here, die koning is van die wêreld. Hy kom en hy kom maak homself klein. En hy kom gee vir sy disippels 'n voorbeeld van hoe ons mekaar moet dien. As hy vir hulle later, 'n nuwe gebod gee ek julle, jy moet mekaar lief hê soos ek julle liefhet. Hy sê, die wêreld sal weet julle is my disippels as julle mekaar liefhet. Weet julle as ironie van daai hele teks? Daai aand word Jesus gevange geneem. Hy word die volgende dag gekruisig, gemartel. Vat 'n raai waaroor staan sy disippels en stryn beklei daar aan tafel terwyl hulle die Pasga vier. Hulle stryn beklei oor wie is die belangrikste. Vir 3 jaar loop hulle die pad saam met Jesus en hy kom leer vir hulle van dienaars en hoe ons mekaar moet help en vir mekaar moet lief wees. En dan die aand van sy gevangenis, seker een van die moeilikste aande in sy lewe, van die grootste aande in sy lewe, want hy weet wat gaan gebeur, hy weet wat wag op hom. Hy het rede om kwaad te wees, hy het rede om te skelm te sê, man, gaan nie weg. Julle weet nie wat gaan vanaand met my gebeur nie. Kies Jesus nie om op homself te fokus nie, maar om homself te gaan verkleineer en klein te maak vir sy disippels, sodat hy vir hulle 'n voorbeeld kan gee, want woorde werk nie meer nie. Hy moet vir hulle 'n lewende voorbeeld gee. En hy gaan af, en hy doen 'n slaafse werk, en hy was hulle voete. In plaas daarvan op sy eie seer, en sy eie lewe, en sy eie lydingspad te fokus, kies Jesus om vir hulle te wys wat dit is om werklik waar klein te wees in God se koninkryk. Hy moet leer vir ons 'n leefstyl om ons eie status op sy te sit tot voordeel van ander. En so gaan hy aan. Ons lees daar in Matteus 13 van die koninkryk gelykenisse, en ons almal ken die mosterdsaadjie gelykenis, nie? Jesus sê, dis hoe dit begin. Die koninkryk van God begin dalk klein, maar dit word onmenslik groot, nê. Mosterdsaadjie is hierdie klein saadjietjie wat geplant word, maar dit word die grootste tuin of grootste plant in die tuin. En die gelykenis leer ons dat 'n klein nederige begin, dit kan lei tot 'n groot koninkryk veranderende resultate. Want dis wat die Here van ons vra. 'n Enkele daad van geloof, 'n beskeie bediening of 'n onopgemerkte daad van vriendelikheid, dit kan 'n ripple effek hê wat God se koninkryk bou.
Van julle gaan ook vandag inkopies doen. Hoe hanteer jy die vrou wat die pakkies pak? Of die til, nie die til slaan, nie die geld lei, die goeders oplei. Hoe hanteer jy die petroljoggie by wie jy brandstof ingooi? Of dalk die vrou, miskien is daar van julle wat dalk vinnig vanmiddag weg wil slip Wildtuin toe, en jy moet dalk gou daar op Malalaanse kant ingaan, waar by die tolhek stop. Hoe hanteer ons daai persoon in die tolhek? En ons daai klein dingetjies wat ons doen, wat 'n impak maak. En jy dink, hoe moet dit voel om heeldag in 'n tolhek te sit? Mense wat ongeskik is, en net wil deurjaag. En vanaand met jy huis toe gaan moeg. Hoeveel te meer sal dit nie vir hulle beteken as iemand vandag vir hulle sê, dankie vir wat jy doen. Mag die Here jou ryklik seën, jou en jou gesin. Amen. Ek kan nie dink, het iets eenvoudigs soos dit, daai persoon se dag verander. Dat hy of sy vandag huis toe gaan met 'n vol hart, en daai saad weer daar gaan plant, by die huis. Maar Jesus praat nie net van gesindheid en van klein dingetjies nie, hy sê, klein dingetjies is ook 'n maatstaaf van ons getrouheid. Ons het reeds verwys na die gelykenis van die minstukke, as jy oor min betrou kan word, dan kan jy met groot dinge ook vertrou. Maar daar in Matteus 25, wanneer Jesus praat van die finale oordeel, praat hy van die skape en die bokke, nou ons almal is springbokke, Wie ondersteun hierdie springbokke nie? Ons almal is bokke, slegte nuus vir julle sien wat se kant toe, Nee, ek grap sommer net. Die hele gelykenis gaan nie oor wie skaap en wie's bokke nie. Dit gaan oor wie vertrou kan word en getrou kan wees met die klein dingetjies wat die Here van ons vra in die lewe. Want hy sê, sy finale oordeel is nie gebaseer op die groot wonderbaarlike dinge nie, maar op die eenvoudige, klein praktiese dade van deernis teenoor die geringste van hierdie. Jesus sê, diegene wat die honger is gevoed het. En dan vra sy sê, Here, maar waar het ons die honger gesien, waar het ons die naak gesien, waar het ons die dors of in die tronk en die besoek en goed nie? Dan sê Jesus, maar so ver as wat julle vir hierdie geringste van hierdie dit gedoen het julle dit aan my gedoen. Julle hoor, Diegene wat die honger is voed, die naak is klee, die gevangenes besoek, bekers koue water aandra vir die wat dors is. Dit is hulle vriendelikheid en hulle diensbaarheid wat hulle ware karakter wys, wat hulle ware geloof wys. En dit herinner ons daaraan dat klein, konsekwente liefdesdade, dit is wat vir God werklik waar saak maak. Dit is wat vir hom belangrik is. Jou klein dingetjies maak saak. So onthou dat God ons daaglikse, oënskynlike, wat ons dink niemand raak sien nie, dat hy jou toewyding raak sien. Of wat nou 'n stil gebed is, of wat 'n vriendelike woord is, en of wat 'n eenvoudige offer van jou tyd is. Hierdie dinge is vir God belangrik. Dis die dinge wat hy raak sien. Daarom kan Jesus sê, moenie 'n nederige begin verag nie. Ons voel partykeer ons wil moedeloos word, ons wil dadelik resultate sien, dinge moet dadelik verander. Maar hy sê, moenie moedeloos word wanneer jou geloof of jou pogings klein voel nie. Hy sê, soos daai mosterdsaadjie, kan die kleinste hoeveelheid opregte geloof groei tot iets kragtigs. Absurde klein verskille maak massiewe groot verskille. Ek drink nie Coke nie, want ek mag nie, maar ek weet van julle doen. Maar Coca-Cola is 99,8% suiker en water. Het julle dit geweet? 'n globale ryk was geskep op 0,2%. Wat is jou 0,2%? Dalk, wat is jou 57 sent? Soek die klein geleenthede. Ek wil julle uitdaag om doelbewus hierdie week te soek na die klein dingetjies wat julle hierdie week vandag kan doen
om ander mense te dien, om Jesus 'n voorbeeld te volg van nederigheid en van diensbaarheid, om nie net getrou te wees in die groot dinge nie, maar juis in die klein dingetjies wat hy van ons vra, dat ons ook sy koninkryk kan opbou en kan uitbou. Dit is my gebed, dat sy Gees ons hierin sal lei, dat ons sal gehoorsaam wees. Amen. Here, dankie dat die woord net vandag weer eens vir ons geaktiveer kan word deur die Gees. Here, soos ons deur die woord blaai van begin tot einde, dan besef ons net, Here, dat in die klein dingetjies ook gewerk het. Ja, Here het groot wonderdade gedoen. Dinge wat ons nooit sal met ons eie oë sal kan aanskou of sal kan besef nie, Here. Soos om die rooi see oop te kloof, Here. Hoe wonderlik moes dit gewees het. Maar dan kom jy vandag deur die seën en jy sê vir ons, maar selfs al was daardie ongelooflik gewees, is dit nie waaroor die lewe gaan nie. Het gaan nie oor die groot wonderdade of die groot dinge wat ons doen nie. Maar jy is oor die klein dingetjies wat ons in nederigheid en in diensbaarheid doen aan ander, Here, wat ons liefde vir U openbaar, maar ook ons liefde vir mekaar, wat vir ons wys dat ons gehoorsaam is aan die liefdesgebod. Here, maar dan moet ons ook vandag onsself onderskraag en ondersoek doen en besef, maar ons is baie keer mislei en ons word baie keer gedefinieer deur 'n wêreldkultuur wat bigger is better. Maar ons weet, dis nie waar nie. Want Here, as ons selfs net 'n bietjie geloof het, kan jy met ons wonders doen. En daarom, Here, in ons swakheid, in ons menslikheid, in ons sondige natuur, waarvan U ons gered het en reeds vrygekoop het, Here, mag ons net opnuut bewus word wie ons is en wat U van ons vra. Ja, Here, dat selfs die klein dingetjies vir U belangrik is en dat dit ook vir ons moet begin belangrik word. Want ook in daai klein dingetjies, Here, kan ons U ontdek en U leer ken as die God wat altyd sal voorsien, altyd sal versorg. Die God wat ons altyd kan vertrou. Maak nie saak wat nie. Daarom, Here, mag ons oase van Jesus liefde juis hierdie week so uitgeleef word, dat elkeen wat vandag hierso sit, deur die Gees gelei en geïnspireer sal word om 'n vriendelike groet te gee aan iemand, of gasvry te wees, of iemand te help, of op te lei, Here, of op te tel, wat dalk val of dalk seer kry, of dit is geestelik, of dit is fisies, maak nie saak nie. Maar dat ons hierdie week doelbewus sal uitgaan en in daai klein dingetjies U naam sal groot gaan maak. Nie vir onsself nie, Here, maar vir U. En daarom bid ons Heilige Gees, kom wys vir ons geleenthede waar ons werksaam kan wees, diensbaar kan wees, om die koninkryk uit te bou en op te bou, sodat mense Jesus Christus kan leer ken as ons Here en ons Verlosser. Dat hulle mag bely, U is Here van hulle lewe ook. So kom steun ons gemeente in ons dagtaak hierdie week, Here. Ons dink aan die skool wat begin, is die 4de kwartaal. Ons bid vir ons matrikulante, Here, dat U met elkeen van hulle sal wees, waar hulle ook hulle laaste eksamen van hulle skoolloopbaan gaan aflê. Here, mag hulle rustigheid en 'n kalmte ervaar, sodat U in elkeen van hulle werk. So ook die res van ons kinders, Here, wat dalk nog met sport ergens besig is, en ook met hulle toetsreekse begin. Here, ook vir hulle ouers bid ons, dat U ook in hulle sal werk, Here, en ook vir hulle geduld en kalmte en rustigheid sal gee, om ook hulle kinders te kan ondersteun in hierdie tyd. Ja, Here, ons weet, 4de kwartaal is 'n besige kwartaal met klomp dinge wat gebeur. Ons almal wil klomp goed klaarmaak en aanjaag, Here, en ons wil rus en ons wil 'n vakansie hê en nuwe kragte kry vir volgende jaar, maar in dit alles, Here, mag ons nie een oomblik vergeet dat U teenwoordig is en by ons is nie. Mag ons dit heeltyd onthou. En mag dit ons lewens rig, Here, om so 'n manier te leef dat U verheerlik sal word. Ek hier in die gemeente, Here, kom lei ons ook in ons leierskap, in ons kerkraad, Here, met keuses wat gemaak moet word, bedieninge wat van die been af moet kom, en met 'n plan vir volgende jaar, Here, sodat ons juis in klein, maar ook in groot, U kan verheerlik. Kom gee vir ons daarin ook wysheid en krag. Vir almal op die siekelyst, Here, ons wil bid vir hulle, ons wil bid vir hulle geliefdes, ons wil bid vir die geneesheers wat aan hulle werk, Here, dat hulle ook die wysheid sal ontvang, om ook die handewerk te kan doen.
of dit in 'n teater is, of in 'n spreekkamer is, Here, maar dat hulle U instrumente kan wees. Lei ons dan nou verder in hierdie dag, Here, en mag ons U naam groot maak, ook in die klein dingetjies.